Hartlike goeiemôre en baie welkom ook by vanoggend se erediens en in die tyd van Paase, in die Paastyd, dan kan ons hierdie echo van Christus wat opgestaan het. Die Here het opgestaan in sy gemeente en sy kerk, groet hom ook met hierdie woorde, hy het waarlik opgestaan. Genade en vrede vir jou, deur die liefde van ons God en Hemelse Vader en die kragtige werking van sy Seun, ons Here Jesus, en ook die liefde en omarmende leiding van sy Heilige Gees. Mag dit jou vergesel in hierdie Paastyd. Hierdie God is so met ons. Kom ons word vir 'n oomblik ook so stil voor die Here en dan beweeg ons oor verder die res van ons liturgie. Wonderlike Here, baie dankie vir hierdie realiteit dat ons deel is en kan deel hê aan die heerlikheid wat daarmee saamkom om as mense van die opstanding te leef, as mense wat op 'n besonderse manier ook hierdie opstandingskrag in ons lewe as 'n realiteit beleef en ervaar. Breek hierdie woord vir ons, open ons oë en ons harte en mag die opstanding vir ieder en elk van ons 'n realiteit wees. O Here, u kinders reik uit na u toe en luister reikhalsend ook na wat u vir ons wil sê. Spreek Here, u dienaars luister. Amen. Ons gaan 'n wonderlike lied sing. Ons sing lied 422. Die Heer het opgestaan, hy het waarlik opgestaan. Wat 'n wonderlike voorreg om in die tweede Sondag van Paastyd, in die tyd in Paase, so saam te mag verder reis deur die Here se woord, en ons doen dit ook so deur saam te lees uit Johannes 20 en ons lees daar vanaf vers 19 tot 31. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar en alhoewel die deure gesluit was omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. En nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle en die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. En soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Thomas, wat ook Didimus genoem is, een van die 12, was nie by die disippels toe Jesus gekom het nie.
Die ander disipel sê toe vir hom, ons het die Here gesien. Maar hy sê vir hulle, as ek nie die merke van die spykers in sy hande sien en my vinger in die merke van die spykers steek en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae verloop en 8 dae later was Jesus se disippels weer bymekaar en Thomas was by hulle. En hoewel die deure gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek hom in my sy en moenie langer ongelowig wees nie, maar wees gelowig. En Thomas sê vir hom, my Here en my God. En toe sê Jesus vir hom, glo jy nou omdat jy my sien? Gelukkig is die wat nie gesien het nie en tog glo. Jesus het nog baie ander wondertekens wat nie in hierdie boek beskrywe is nie, voor sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat hulle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, en sodat hulle deur te glo in sy naam die lewe kan hê. Mens kan eintlik hierdie gedeelte lees en teen die agtergrond van die vorige perikoop waar Jesus op opstanding Sondag waar 'n mens dan nou eintlik hierdie gebeure volgens die weergawe van Johannes lees en dit sien op 'n baie spesifieke wyse. Maar as ons 'n bepaalde lens op die teks sit, nooi ek jou om vir 'n oomblik saam met my verder terug te beweeg na die vorige perikoop toe, en ons tema vir oggend is die opgestane Here vind jou waar jy is. Die opgestane Here vind en ontmoet jou, soek jou, vind jou daar op die plek waar jy is. En ons weet hoe Johannes se weergawe baie verskil van Matteus en van Lukas, en ons kry hier vir Maria op pad graf toe waar sy reeds met 'n baie spesifieke doel en 'n baie spesifieke rede op pad is na die graf. Toe nie gekom om sy liggaam voor te berei en sy liggaam te balsem of te salf met olies en speserye nie, omdat dit reeds gedoen is, maar al wat sy bring, sy daag eintlik leë hande daarop. Sy kom net met haar smart en met haar liefde en met haar rou. Daar daag sy op. So daag sy by die graf van haar Here op. En ek lees saam met jou die vorige gedeelte daar in vers 11, maar Maria het buite by die graf bly staan en huil, en terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. En toe sien sy die 2 engele met wit klere aan daar sit waar die liggaam van Jesus gelê het, een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vra toe vir haar, mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggevat het en ek nie weet waar hulle hom nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vra toe, mevrou, waarom huil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink dit is die tuinopsigter en het vir hom gesê, meneer, as jy hom weggevat het, sê vir my waar jy hom begrawe het en ek sal hom daar gaan haal. Jesus het vir haar gesê, Maria. Sy draai om na hom toe en sê in Hebreëus vir hom, Rabboni. Dit beteken leermeester. Net op hierdie punt is dat hierdie 2 engele, anderster as by Markus se weergawe of by Matteus se weergawe, word daar nie hierdie aankondiging gemaak dat jy nie benoud moet wees. Die Jesus van Nasaret wat gekruisig is, die bekende Markus 16 vers 6 gedeelte wat ons lees, wat ons weet, is nie hier nie. Hy het opgestaan. Hier kry ons geen aankondiging deur die engele van die feit of wat 'n aankondiging maak dat Christus opgestaan het nie. Maar ontmoet amper in die menslike, ontmoet vir Maria in haar rou, in haar hartseer. Mevrou, waarom huil jy? En dan die Here Jesus self wat sê Maria. Amper op die manier hoe hy haar naam sê, dat hy op 'n baie intieme en op 'n baie persoonlike wyse Maria ontmoet, daar waar sy haarself bevind. En baie ouens sê dat hierdie moment as sy sê Rabboni, dit is wat wanneer 'n student of 'n disipel
'n leermeester aanspreek, dan is daar so 'n aanspreekvorm. So hierdie veronderstelling dat dit amper die begin is van Maria se roepingsverhaal. Dat sy vir hom sê, Rabboni, leermeester. En dan hierdie interessante amper gesprek wat ontvou tussen haar en Jesus. Jesus sê toe vir haar, moet my nie vashou nie, want ek het nog nie na die Vader toe opgevaar nie. Maar gaan na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is. Na my God, wat ook julle God is. Maria Magdalena het toe vir die disippels gaan sê, ek het die Here gesien. En sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. En nou baie mense sê, maar hoe swaar dit nie vir Maria moes gewees het, dat sy was by die kruis, sy het alles beleef. En dan kom sy nou uiteindelik hier by die graf aan, en dan is daar hierdie dubbele trauma, en dan kom sy tot die ontdekking, dat haar meester, dat haar Here leef, maar sy kan hom nie vashou nie. En daar is baie bespiegeling geskryf oor, dat dit amper, dat die Here weet, dat dit amper een van daai goeders is, as jy jou kind of jou kleinkind by die kleuterskool moet aflaai, moet jy dit amper net doen en aanbeweeg, want dit is vir jou te erg. Die Here weet op 'n baie sagte manier, dat as hy nou by haar is, kan hy nie verder gaan nie, want dit is, hy wil op 'n baie spesifieke manier ook by haar wees. So die Here ontmoet vir Maria daar waar sy haarself bevind. En ons weet hier in die bovertrek, as ons die gedeelte wat ons gelees het, as hy aan sy disippels verskyn, dan ontmoet hy hulle in hulle vrees. Vir geen ander rede nie, dat hierso sê, alhoewel die deure gesluit was, daar vers 19, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Eirene, shalom. Nie net 'n aanspreekvorm nie. Nie net 'n manier om te sê, ek groet julle nie. Maar as jy vir 'n oomblik saam met my gaan kyk in Johannes 14, daar waar hy vir hulle hierdie belofte gee, in Johannes 14, dan hierdie voorspraak van die Heilige Gees, daar in vers 15, dan sê hy, op vers 16, ek sal die Vader vra, en hy sal vir julle 'n ander voorspraak stuur, om vir ewig by julle te wees, naamlik die Gees van die waarheid. En dan hierdie belofte in vers 18, ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie, ek kom weer na julle toe. En dan in vers 26, as hy sê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. En dan hierdie selfde woorde wat hy hulle mee groet, dis amper asof die afskeidsgesprek in Johannes 14 en hierdie ontmoeting, verskyning na die opstanding, amper voltrek word met hierdie woorde, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. En die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie, julle moenie bang wees nie. Dieselfde woorde as vers 1, julle moenie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. So hy ontmoet hulle in hulle vrees. En mens sou dink, hierdie ouens wat wegkruip, as hulle is juist bang dat die manne, die ouens wat hulle Here doodgemaak het, is natuurlik op hulle spoor. En dis die rede waarvoor hulle wegkruip. En die Here kom groet en staan tussen hulle en sê vir hulle hierdie woorde, hierdie vrede. En as dit amper asof hy, wanneer hy oor hulle blaas, daar in vers 22, hierdie belofte. Hy sê, hy hou hierdie belofte gestand, hy sal sy voorspraak stuur, en dan hier in hoofstuk 20, dan doen hy dit ook. Hy blaas oor hulle en hy sê vir hulle, ontvang die Heilige Gees. Baie interessant, Maria sê, sy het die Here gesien. En hierso in vers 24, hierdie disippels gesê, ons weet Thomas was nie daar nie, en hulle sê, ons het die Here gesien.
'n ander lens op die teks, ons ken die gedeelte wat so wyd bekend staan, dat ons hier praat van die ongelowige of die twyfelende Thomas. Maar daar is 'n ander lens wat jy op Thomas kan plaas in hierdie verhaal, dat hy iemand was wat baie dapper was. Want hoekom was hy nie aanvanklik saam met die ander 12 agter geslote deure nie? Waar was hy? Hy was heel waarskynlik blootgestel aan hierdie selfde mense wat ook na die res op soek was, maar hy was nie saam met hulle nie. So mense sou amper kon sê dat hy dapper was. Maar hy is dieselfde Johannes wat in Johannes 14 daar vir Jesus hierdie vraag vra, as hy sê, Here, wys vir ons die weg. Hy sê daar in vers 5 hoofstuk 14, Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? 'n brawe, 'n dapper Thomas. En eintlik, Maria het gesê, ek het die Here gesien, die disippels het die Here gesien. En eintlik, tog so eg menslik, sou mens ook kon reken dat Thomas ook geregtig is om sy Here te sien. En dat hy sê, ek wil, as ek nie aan hom kan raak nie, dan sal ek nie glo nie. Jesus weier vir Maria aanraking. Hy sê, moenie nou nog nader kom nie, hoe moeilik dit ook al vir hom mag wees. Maar vir Thomas sê hy, kom, steek jou hand in my wonde. Voel dit, moenie langer ongelowig wees nie. In hierdie Paastyd, dit is op verskillende wyse, ons in die vorige gedeelte, dan hoor ons wanneer die geliefde disipel en Petrus, hulle jaag, hulle het hierdie resies om vir eerste by die graf te kom. Petrus en die ander disipel, hoofstuk 20 vers 3, het toe uitgekom na die graf toe, en die twee het saam begin hardloop, maar die ander disipel het vinniger as Petrus gehardloop, en eerste by die graf gekom, en toe hy vooroor buig, sien hy die doeke, maar hy het nie ingegaan nie. En na hom het Simon Petrus ook daar aangekom, en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeke daar lê, ook die doek wat om Jesus se kop was. Die doek het nie by die ander doeke gelê nie, maar was eenkant afsonderlik opgerol. Daarna het die ander disipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan, en hy het dit ook gesien, en hy het geglo. Dit is baie interessant. Hy het net die doeke gesien. Hy het net die doeke gesien wat daar lê. En hy sê, ek glo. En vir elke een van hierdie karakters en die verskyning na Jesus se opstanding, is daar iets anders wat geloof by ieder en elk van hierdie individue wek. En Jesus kom maak op elke unieke wyse homself aktiveer hy geloof in die harte van mense. So ook in my en in jou hart. Miskien kan jy dalk met een van hierdie karakters vereenselwig. Miskien het jy dalk 'n manier om te sê, maar dit is hoe ek tot die verhaal en in die opstanding glo. Dis hoe my geloof geaktiveer word. Here kom op verskeie en unieke wyse by sy volgelinge, en op verskillende wyse ontmoet hy hulle op die plek waar hy is. So ook vir my en vir jou. Daar waar jy jouself bevind, miskien dalk in jou moedeloosheid, of dadelik in net die doeke te sien, of dalk in jou smart, of dalk in jou vrees. Daar ontmoet die Here jou. En hy groet jou met hierdie woorde, hy sê, vrede vir jou. Dis nie net 'n groet of 'n aanspreekvorm nie, dis die woorde wat ons altyd, wanneer ons mekaar groet in 'n erediens of in 'n liturgie, dat die Gees jou reisgenoot sal wees, dat die vredevors, dat die een wat vrede ook bewerk, dat hierdie voorspraak, hierdie Gees, jou pelgrim, jou reisgenoot, verder sal wees wanneer jy hier uitbeweeg. Mag jy die vrede
van die Here beleef. Amen. Wonderlike Here, baie dankie vir u woord, dankie vir hierdie boodskap, dankie ook vir die teks, en dankie dat u bemoeienis met ons maak, en ons vind en ons ontmoet op die plek waar ons is. Dankie o Here daarvoor. Amen. Ons sing 'n wonderlike lied, ons sing het, ons sê, ons laat ons stem verrys, ons sing hierdie loflied as 'n slotlied, lied 411, kom almal, laat jul stem verrys, kom, laat ons die Verlosser prys. Halleluja, halleluja, die Hebreëse vorm vir laat ons die Here prys. Hy is die lig wat helder skyn, loof die Here, gee hom ere, halleluja. Kom ons sing. Kom almal, laat jou stem verrys, kom, laat ons die Verlosser prys. Halleluja, halleluja, die hele duisternis verdwyn, hy is die lig wat helder skyn, loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Loof hom wat die oorwinnaar is, oormagte van die duisternis. Halleluja, halleluja. Hy gee die gawe van sy gees, stuur hom om ons tot troos te wees. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Prys almal die verrese Heer, hy kom op wolke eenmaal weer. Halleluja, halleluja. So son en maan en sterre soog, God bly in ewigheid die lig. Loof die Here, gee hom ere. Halleluja, halleluja, halleluja. Dit is ook dan so dat die Here ons dan nou van hier af verder uitstuur in hierdie wêreld, en dat hy ons groet en ontvang die vrede van die Here. Die almagtige God seën en bewaar jou, hy bring vir jou genesing deur die opstanding van Christus. Ons het getreur oor die lyding en sterwe van Christus, maar nou vier ons die vreugde van die opstanding. En hierdie vreugde duur tot in ewigheid. Ontvang die seën van God die Vader en deur die lewe van die Seun en ook deur die kragtige werking van sy Gees. Vrede vir jou. Amen.